Het dit al ooit vir jou gevoel asof daar twee, noem dit nou maar kragte, binne in jou, die heeltyd besig is om in twee teenoorgestelde rigtings te trek? Nou die vers wat by my opgekom het, was Romeine 7 vers 19, waar Paulus daar aan die woord is en waar hy sê, maar dit wat hy wil doen, dit doen hy. Maar dit wat hy nie wil doen, dit doen hy. Klink dit vir jou bekend? Toe ek stil geword het oor hierdie boodskap, het daar so 3 beelde by my opgekom as tema vir die boodskap. En die eerste was die van 'n windturbine. Nou in die Bybel word die Heilige Gees baie vergelyk met wind. Handelinge 2 vers 2 praat van, hulle sê daar en daar het skielik 'n geluid uit die hemel gekom, die van 'n geweldige stormwind. Die tweede beeld wat ek gesien het, was die van 'n waterwiel. Nou daai masjinerie wat krag of elektrisiteit genereer. En die Heilige Gees is natuurlik ook, 'n water is natuurlik ook 'n simbool van die Heilige Gees. In Johannes 7 vers 37 tot 39 sê hulle, en strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. Die derde beeld was die van 'n motorband as tema vir hierdie boodskap. En die vraag wat by my opgekom het, was, hoe lyk ons geeswiele? Is ons geeswiele volgepomp van die krag van die Heilige Gees, slaande die pad van ons lewe redelik gemaklik en gerieflik, of leef ons 'n papwiel mentaliteit? Het ons dalk 'n papwiel uitkyk oor die lewe? Nou hierdie was alles beelde wat dui op die Heilige Gees, en ek dink die Heilige Gees is naas die offer van Jesus aan die kruis een van die grootste geskenke wat ons ooit in ons lewe kon ontvang van God. Daar in Johannes 14 vers 26 staan dit ook, en wanneer die Vader die Heilige Gees stuur, dan sal hy vir julle alles leer, hy sal vir julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Nou die Heilige Gees se leiding is baie kragtiger as ons kopdenke. Die Heilige Gees se wysheid is net soveel meer as ons kopdenke. Dit het te doen met eerder liefde, met vreugde, met inspirasie en met vrede. Dit laat 'n gevoel van warmte, van rustigheid en koneksie. Elke oomblik is 'n magic moment, en verwondering is wat ek ervaar wanneer die Heilige Gees my oë oopmaak vir nuwe dinge. Maak nie saak hoe klein nie. Wanneer ons 'n verhouding met die Gees leef, kan die lewe steeds 'n vreugde wees. Maak nie saak hoe moeilik ons omstandighede is nie. In die moeilikste van my omstandighede, jare gelede, toe dit met my baie swaar gegaan het, het ek die Gees absoluut ervaar as 'n vaste rots hier binne in my. En in retrospek, as ek terugkyk, weet ek menslik gesproke regtig in die hoop deur daardie tyd gekom het. Dit was verseker nie in eie krag nie. Galasiërs 5 vers 22 praat van die vrug van die Gees, naamlik liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou aan die ander kant van die Gees kry ons natuurlik die ego of die vlees waarvan die Bybel so baie praat. Daai papwiel mentaliteit of papwiel uitkyk oor die lewe. Nou ego hou daarvan om te beheer. Al gee dit voor asof dit nie beheer nie. Ego het 'n vrees vir seer kry en om blootgestel te word. Ego blameer, dit kritiseer, dit vergelyk, dit maak heeltyd verskoning vir alles. Ego wil veilig en onafhanklik wees. Ego manifesteer ook in minderwaardigheid. Mense wat gedurig ander subtiel of blaatant afbreek met die tong, leef 'n ego-gedrewe lewe. Ego voel gou bedreig. Die Heilige Gees natuurlik glad nie. Ons het 'n keuse wie ons in beheer van ons lewens wil hê. Gees of die vlees, naamlik ego. Soms loop jy 'n medemens raak. Jy loop soms onder daai medemens se tong, deur daai medemens wat nog in 'n tronk vasgevang is van minderwaardigheid. Dit gaan ook dikwels saam met blaatante jaloesie. Maar as jy egter weet wie jy in God is, wanneer jy jou identiteit ken, dan is dit makliker om daardie jaloesie dan te hanteer. Die ego, kan ons sê, het baie gesigte. Dit probeer jou altyd skei of isoleer van alles en almal om jou. Nou ek het 'n lys van gees versus ego opgestel. Dit is nogal 'n mondvol, so gaan luister in jou eie tyd, in jou stilte tyd, kan jy dit weer gaan bepeins.
Versus om verantwoordelikheid te neem. Slagofferskap bring jou tog nêrens. Dan is daar verskonings versus resultate. Weerstand versus aanvaarding. Iemand het eendag gesê, what you resist, persist. En dit is tog so diepe wysheid. Dan is daar spanning versus vrede. Daar is vrees versus liefde, twyfel versus vertroue. Ego wil gedien word, terwyl die gees eerder ander wil dien. Ego kyk na binne toe, is baie op jouself ingestel, baie selfsugtig. Versus die gees wat na buite toe kyk en ander mense in ag neem, sonder om 'n vloerlap natuurlik te wees vir ander. Ego soek wysheid, versus die gees wat wysheid is. Ego is meestal die oorsaak van ons pyn, versus die gees wat altyd die rede is vir ons genesing. Ons kan sê ego verwerp God, terwyl gees vir God omhels. Nou, dit is 'n hele mond vol. Dink jouself bietjie na die ego woorde in. Spanning, vrees, twyfel, spanning, minderwaardigheid. Hoe dit vir jou sal laat voel om so 'n lewe te lei. Navorsing wys ongelukkig vir ons dat 83% van die wêreld nog sulke lewens lei. Met ander woorde, lewens wat deur die ego gedryf word. Lewens wat nooit die volheid of die vrede van God heeltemal sal of kan smaak nie. Neem nou daai geeswoorde, die tweede woorde wat ek met julle gedeel het in daai vergelykings. Dink jou 'n lewe in vreugde, in vrede, in liefde, in vryheid. Dit is ongelukkig steeds nog nie die norm in vandag se lewe nie, maar dit bly moontlik. 17% van mense oor die wêreld leef werklik hierdie woorde, hierdie geeswoorde, so 'n lewe. Nou baie mense is nog vasgevang in die tronk van hulle egos, in hulle vlees. Nou die gees is die lig binne in jou, binne in my. Dit is goddelik, dit is onsigbaar en wanneer jy die gees se leiding in jou lewe het, eerder as die ego, dan is die gevolg net 'n lewe van meer vrede, meer vreugde, meer liefde, meer oorvloed. En jy gaan vind dat jy minder stres, dat jy minder oorweldig voel, minder spanning of angs ervaar. 2 Timoteus 1:7 sê inderdaad, die gees wat God vir ons gegee het, maak vir ons immers nie vreesagtig of lafhartig nie, maar dit vul vir ons met krag, met liefde en met selfbeheersing. Nou wanneer die gees aan die stuur van ons lewens is, aan die stuur van ons keuses, ons besluite is, dan is die gevolge net meer positief, konstruktief, opbouend en genesend. Gandhi het gesê, be the change you wish to see in the world. Nou word 'n bietjie stil oor wat alles in jou lewe sal kan verander, as jy meer in voeling kom met die Heilige Gees, eerder as die ego. Ons is om in meer harmonie te leef met die basiese geestelike waarhede, met joy, oftewel vreugde as jou konstante metgesel. Ten slotte dan, God alleen is ons bron van lewende water. Hy alleen les die dors van ons siel. So hoekom ek en jy dan meer in God se teenwoordigheid, sodat die gees, eerder as die ego, in beheer van ons lewens kan bly. Ek het hierso 4 punte wat dit vir ons makliker kan maak, van hoe om in God se teenwoordigheid te kom. Punt 1, kom ons kry ons prioriteite reg. Kolossense 3:2 sê, rig jou gedagtes op dit wat daarbo is, eerder as op dit wat op aarde is. 2, soek God se teenwoordigheid in meditasie en gebed. Jy kan nie 'n persoonlike verhouding hê met iemand met wie jy nie bereid is om te kommunikeer nie. En jy hoef nie net in woorde met God te kommunikeer, dit kan met gedagtes wees, want hy is binne in jou 24/7. Dit kan wees wanneer jy agter die stuur van jou motor is, jy kan lieflike gesprekke met God voer daar, en jou oë hoef nie toe te wees nie. Dit kan wees terwyl jy skottelgoed was, kos maak of jou baba se doek omruil. Psalm 119:18 sê, maak my oë oop, dat ek die kragtige werking van u gees kan ervaar. Punt 3, soek God se teenwoordigheid in nederigheid. Nou daar, Jesus vertel 'n storie van 2 manne wat in die tempel gebid het. Dit was hierdie fariseer, hierdie hoogmoedige kerkleier, godsdienstleier, kerkman van formaat, en dan was daar die sondige, oneerlike belastinggader tollenaar. En die fariseer het gebid, dankie dat ek nie soos hierdie sondige mense is nie. Nou wie van hierdie 2 manne dink julle het God se hart geraak? Wie die lewende water ontvang? Die hoogmoedige godsdienstleier of die oneerlike tollenaar wat berou gehad het oor sy sondes? Verseker sou dit die nederige tollenaar wees.
Daar in Lukas 18 vers 11 tot 14 sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word en hy wat nederig is, sal verhoog word. Laastens oor hoe om in God se teenwoordigheid te kom, punt 4, soek God se teenwoordigheid deur jouself oor te gee aan hom. Die Engelse woord surrender is vir my net soveel kragtiger. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Nou gaan luister gerus daar op YouTube 'n lied genaamd Surrender deur Pieter Coffey. Dit is 'n kragtige lied wat al bygedra het tot soveel mense se genesing. Jare gelede in my tronkbediening daar by die tronk in PI, het soveel vrouens tot genesing gekom en ek het hierdie lied graag met hulle gedeel. So hierdie is dan 4 maniere om meer in voeling te kom met die gees van God. God se teenwoordigheid kan voel soos 'n ligtheid of baie vreugde in jou hart. Dit kan ook voel soos bo-menslike krag om jou moeilike omstandighede te hanteer. Kortom, God se teenwoordigheid kan voel soos iets groter as jouself wat in jou situasie aan die werk is. Soos tereg ek vir julle ook vertel het van die rots wat ek binne in my ervaar het. God se teenwoordigheid is reëel, God se teenwoordigheid is vol liefde, dit sorg vir radikale transformasie en dit wat gebreek is, dit bring genesing in dit. Dit wat verlore is, vind dit. God se teenwoordigheid bring lig in die donker en dit stort die vars reën van God se gees oor die droogste, die diepste dele van jou siel en jou wese. Nou ek wil afsluit met die vraag wat ek aan die begin gevra het. Hoe lyk ons geeswiele? Gaan word stil oor daai tweede woorde, daai geeswoorde wat ek met julle gedeel het in daai vergelyking en gaan implementeer dit in jou lewe. Kom weer in koneksie met God. Gaan neem jou verantwoordelikheid op. Kom by aanvaarding uit om in liefde en vreugde te leef, om te vertrou, om ander bietjie meer in ag te neem, om by te dra eerder tot genesing as tot seer en om God te omhels. Gaan omhels vir God en sien hoe hierdie papwielmentaliteit van jou verdwyn soos mis voor die son. Daar in Johannes 15 vers 5 sê Jesus, ek is die ware wynstok, die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte.